Eskatologie en die Bybel, deel 8e. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit die eerste keer is as jy die reeks kyk, dan wil ek u nooi, gaan na deel 1, begin reg voor, het reeds 'n magdom inligting gemis. En hierdie reeks is baie belangrik. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan die boek Die Mens, Siel, Gees en Liggaam, Graf, Doodryk, Hel of Hemel, wat nie 'n eskatologiese boek is nie, maar wat baie belangrik is vir elke huishouding, sodat wanneer iemand sterf, dat jy weet wat gebeur. Ons bestaan uit siel, gees en liggaam. Waar sit wat? Hoe werk wat? Wat gaan hemel toe? Wat gaan doodryk toe? Wat staan op wat Javashua kom? Goed, ons wil ook nooi, of laat ek net sê, sou jy belangstel in enige van die ander boeke, daar's 'n hele lys wat ek vir u kan stuur, met pryse en alles, dan kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124, of jy gaan na my webtuise soos hierbo, https://javashua.co.za. Baie belangrik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die ander studies waarmee ons besig is, ook kan ontvang. En natuurlik ook ons TikToks van maandag tot Vrydag, elke week, halleluja. Sou jy enige inligting nodig hê, kan jy my net kontak by die genoemde WhatsApp nommer. Nou, ek sê nou maar, jy moet maar seker maak, jy bring 'n veiligheidsgordel en 'n Afrikaanse seatbelt saam, want in hierdie reeks is daar definitief 'n paar geestelike skokke, goed wat die kerke ons nooit geleer het nie. Terwyl van u wat vir die eerste keer kyk, is dit baie belangrik dat u verstaan, ons vereenselwig ons nie met enige van die volgende instansies, met enige kerke, groepe of organisasies nie. Enige messiaanse groepe, Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging. Nou al drie daai name, die Hebrew Roots Movement, Sacred Name Movement, ja, hulle gebruik meeste almal die Restoration of the Original Sacred Name Bible. En hulle is almal messiaans in terme van hulle hou die sabbate en die feeste en die verskillende goed volgens die 613 wette van Moses. Ons is nie Hebreërs nie. Ons is Suid-Afrikaans, maar ons gebruik die Hebreëse name soos wat dit was oorspronklik in die Hebreëse Bybels, voor die Katolieke het wegvertaal het. So nie deel van die Jehovah's getuienis, die Sewendag Adventiste, enige protestante, katholieke kerke of enige organisasie in die wêreld nie. Ons behoort aan niemand nie. Dis nie eens my bediening nie. Dit is, Jahwe het ons daar gestel as voorgangers. En dis soos hy dit wil, dis soos hy wil. As hy iemand anders daar wil stel, sal hy hom daar stel, of waar daar stel. So dis Jahwe, dit is Vader of God se werk, en dis nie ons koninkrykie wat ons vir onsself bou nie. En daarom behoort ons aan niemand nie. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse name, soos wat u hoor ons gebruik, volgens die genoemde Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 een wat vertaal was deur Dr. Joseph Briand Rotterdam. Daar's baie van hierdie spookpredikers wat sê, nee, die naam is eers in 1977 of 78 in vertaal in. Vreemd. Ons het vroeër Bybels as die datums wat hulle gee wat die name in het, maar niemand wil 'n woord praat oor dit nie. Wanneer ek die naam Javashua gebruik, gaan ek so maak, dan gaan ek sê Jesus, of as ek praat van Jahwe, dis die Vader, dan gaan ek so sê die Here, of as ek sê Elohim, dan gaan ek sê God, of die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, terwille van u, en dan vra ek maar weer die Javiste, kom ons verdra mekaar terwille van die mense wat nie alreeds is waar u is, in die bo-natuurlike woord nie. Eskatologie, die ontstaan van die naam Jesus. Nou, ons het laasweek het ons baie ernstig gesien hoe dat die invloed van die godsdienstwêreld
in die feit dat daar nie 'n letter J was nie, maar dat die letter J eers in die 16de eeu geskep was, 1524. Daar het ek hier gevra, gaan na AI toe, gaan tik in op AI, when was the letter J created? Dan sê hulle vir jou, in die 16de eeu. Die Katolieke het die letter J in die Grieks en die Hebreërs geskep om die naam Jesus te gebruik. Maar nou sê AI ook dat die I, soos in Isis, en die J in Jesus is dieselfde. Nee, dis iemand wat AI voer. AI se intelligensie kom nie van homself af nie. Dit is agnoste wat hom voer, wat daai tipe rabbies inskryf. Want kan jy onthou, laasweek het ek vir julle gesê, spel vir my die naam Zeus. Z-E-U-E-S. Zeus met 'n Z. En toe sê ek spel vir my naam Xerox. Xerox begin met 'n X. Xerox. Dit gaan nie met 'n, maar dit klink dieselfde. Dit klink dieselfde. Maar is twee letters met totale verskillende alfabetiese waardes. Jy kan nie vir my kom vertel Xerox en Zeus is dieselfde naam nie. So min kan jy my kom vertel dat Jesus en Isis is dieselfde naam. Maar dis waar die ouens probeer uitkom uit dit uit en hulle kan nie. Want op die einde van die dag twee verskillende letters, twee verskillende letterwaardes. Ek het begin deur vir julle te sê dat in die laaste paar jaar is daar verskriklike aanslag teen die naam Jesus. Nou, iemand sê vandag vir my, prof, het jy agtergekom dat die mense wil nie meer die naam Jesus gebruik nie. Daar's ouens wat praat van Yahashua. Daar's ander wat net praat van Yahshua. Daar's of of Shua, of hulle praat net van, en dan kom hulle, en dan sê hulle ook, Yahuwah, daar's wat, Yahuwah, Yahshua, ja, die ouens raak clever, in plain Afrikaans, slim, want as ek vir jou sê, dat die letter J, niemand kan vir my bewys, dat die letter J voor die Hebreëse tyd bestaan het nie, o nee, in die tyd van die wat noem ons dit, die Septuagint, in die 2de eeu het die letter J al bestaan, jy snyf jou pistousties, die ou wat dit vir my wil vertel, jy snyf jou pistousties, jy sien, julle het Bybels oor die 2de Septuagint, julle het boeke oor die 2de Septuagint, en dit was eers in die 2de eeu geskep deur die Katolieke, gaan by dit kom. Kom ons kom by die aanslag, daar was een verskriklike aanslag teen die koninkryk van Yahshua. Nou ek dink, laasweek het ek gesê dat die naam Yahshua kom van die tetragrammaton. Tetragrammaton is die 4-letter woorde, of woord wat van regs na links lees in Hebreërs, J-H-I-V-H. Dis die 4 letters. Jy kan J-H-I-V-H nie uitspreek, dis 'n V, dis nie 'n W of 'n W nie. Dis 'n V. Daai V is 'n V. Never mind wat die slim ouens vir jou probeer vertel nie. Hulle sal enigiets probeer om te keer. So op die einde van die dag, ek mag nie dalk nie 'n Hebreëse student gewees het nie. Maar jy weet, vandat ons 15 jaar terug tot die geopenbare name gekom het, was die tyd het ons geforseer om sekere goed baie vinnig te leer en te lees en te onderskei. En die ander ding is, ons word deur die Ruach HaKodesh gelei. Ja, in ons loop in die laaste 15, 16 jaar, het ou 'n fout gemaak hier en daar, maar weet jy wat die ouens maak nie 'n fout nie. Nie die ouens wat nog nooit iets probeer doen het nie. Hulle kan nie 'n fout maak nie. Maar enige een wat iets probeer doen, is geregtig, hy kan 'n fout maak. Maar solank wanneer ons op die plek kom en sê, sorry, ek het 'n fout gemaak, ek gaan probeer om dit nie weer te doen nie. En die fout herstel. Soos byvoorbeeld op die legkaartstudie, op die Restoration Bybel, wat se buiteblad ek verander het ek gaan 'n taf insit in plaas van 'n vaf. J-H-I-V-H. So op die einde van die dag het ek verkeerd dit ingesê, maar ek maak dit reg. Ek krap daai met 'n skerp voorwerp en dan sit ek swart
inkop hom, en dan lyk dit net so goed. Die hy teken, hy, die hy teken, die taf in die hy is amper selfde, maar die hy het 'n klein spasiekie op sy reguit beentjie. Maar so het ons geleer, né? En ons sê nie dat ons is alwetend nie. Ek het nie 50 jaar geleer aan die Hebreërs nie, of aan die Grieks nie, maar ons weet genoeg om onsself te help. Ons weet genoeg om onsself te help. En te verstaan dat die restoration of the original Sacred Name Bible is die beste Bybel. Engels / Hebreërs wat jy jou hande op kan lê. Nou wil ek praat oor nadat Jafashua gesterf het. In die tyd van Jafashua, want ons kyk na EHVH, J-H-V-H, jy kan dit nie uitspreek nie, dan sê Vader, sit die A's in. J-11-H-V-11, E-H-A-H-V-A-H, met die A's in, wat die eerste letter van die alfabet is. Ek is die Alpha. Hallo? Alpha, Alpha, Alpha. A, Alef. Wat is die eerste letter in enige alfabet? A, Alef. So, hy is die Alpha. En eintlik daar sê Jaffa klaar, be wake up. Sit die A's in. Die eerste letter is die A. Jy kan J, hy, waf, hy vat en enige ander letters daarin sit. Het maak jy 'n naam nie. Maar as jy die A's insit, 2 A's, het jy Jaffa. En as jy kyk na die Restoration Bible, 6870 keer kom die naam Jaffa voor in die Ou Testament, 127 keer in die Nuwe Testament. Jaffa. I-A-H-V-A-H. Nou as die Vader sê, as Jafashua die seun sê, hy het sy vader se naam geërf. Vader se naam is Jaffa, wat is die seun se naam? Ook Jaffa. Maar hy die Shua, S-H-I-A. Ek kan eintlik sê Jaffa koppelteken Shua, S-H-I-A. Wat beteken redder, verlosser, saligmaker? Hoe wonderlik is dit? Wat is die seun anderste as ons redder, verlosser en saligmaker? So die engel kom by Miriam, ons laasweek gesê, Miriam is nie Maria nie, Miriam is 'n Hebreëse meisie, Maria is 'n Griekse meisie, wat eers 100 jaar later invertaal was in die Septuagint. So, dan kom die engel daar in Matteus 1, dink is vers 13, hy sê vir haar, jy gaan 'n seentjie baar, jy moet hom Jafashua noem. Immanuel, maar Immanuel is 'n verwysing na die Vader. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa die Vader, ons Elohim, die Here God, Jaffa ons Elohim, met ons. Hoe maklik is dit? Hoe maklik is dit? 1 Timoteus 3 vers 16, dink aan die skrywe sê, en onteenseglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Jaffa is geopenbaar in die vlees. Nou wanneer was die Vader ooit in die vlees? Kan nie wees nie, want die Bybel sê elke oog wat hom sien sal sterwe. Hy is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, die laaste 2000 jaar. Wat word verkondig onder die heidene? Die seun of die Vader? Die seun, maar hy sê dis die Vader. Jy sien maar die Vader en die seun dieselfde naam. As jy glo in die wêreld, wat glo hulle vandag nog in die wêreld? Die Vader of die seun? Die seun. Wat sy naam? Jafashua. Hy is opgeneem in die heerlikheid. Gaan lees 1 Timoteus 3 vers 16. Dan sien jy dat 1 Timoteus 3 vers 16 kan jy net so oorbring na die belofte van die engel aan Miriam en Josef. Jy gaan 'n seentjie baar, jy moet hom Jafashua noem. Immanuel. As dit vertaal word, Jaffa ons Elohim, die Here ons God, met ons in die 33 vertaling. Baie maklik, as jy kyk na Jesaja 9 vers 5, 'n kind, nou so is 'n hoofletter as my vingers so maak, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. Ek dink die heerskappy is op die Vader se skouers. En hy, dis die seun, word genoem. Nou moet jy mooi luister, wonderbaar, raadsman, sterke Elohim. Wat in 33 sê, sterke God. Vredevors, tot aan die volëinding van die wêreld. Daai kan jy ook sit by
waar die engel vir Miriam sê, jy moet hom Jafashua noem, Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa, ons Elohim, met ons. So, ek gee vir jou 2 skrifte by, wat jy kan gaan kyk na, soos onder andere, Jesaja 9 vers 5, wat vir ons dit verduidelik, 1 Timoteus 3 vers 16, so maklik. As ons net die kerkbrille wil afhaal en dit bietjie neersit een kant, en lees wat die woord sê. Goed, nou is daar een, so die engel het vir Miriam en Josef gesê, jy moet hom Immanuel noem, Jafashua, 'n volle naam, die Vader se naam plus die Shua. En daarom sê Johannes 5:42, ek het in die naam van my Vader gekom, nie Jesus nie. Want moet sy pa se naam ook Jesus wees. As hy sê het in sy pa se naam gekom, sy Vader se naam, dan moet sy naam en sy Vader se naam ons dieselfde wees. Jaffa, Jaffa. Ek het in my Vader se naam gekom, Jaffa, koppelteken, Shua. Jaffa, Shua. Julle neem my nie aan nie. Maar dan anders sê julle aanneem as hy in sy naam kom. Nou wat gebeur? Daar was nie so 'n naam soos Jesus 2000 jaar, meer as 2000 jaar gelede nie. Kon nie. Ek weet ek klink soos 'n grammofoonplaat wat vasgehaak het. Daar was nie 'n letter hier nie. Onthou ek praat met vreemde mense hierso wat nie alles weet wat u regtig wees nie. So kom ons verdra mekaar. So hulle kon nie hom nie aanspreek as Jesus nie. Want daai persoon Jesus was nie eers in die 2de eeu geskep nie. Isis, I-S-I-S of I-S-O-I-S, wat die songod is. Die songod is Ra, die Egiptiese tyd, Zeus in die Griekse tyd, Isis in die Romeinse tyd. En van 100 tot 127 na Jafashua, tot en wanneer hulle die letter J skep, om die naam Jesus te skep, net meer as 600 jaar terug. So die God wat julle aanbid met die naam van Jesus, ek het hom ook aanbid, ons het nie beter geweet nie, maar hy is die inligting. Hoekom luister jy nie? Hoekom gaan probeer jy die toets op die internet nie? Die Jesus wat geskep is net meer as 600 jaar terug, het nie bestaan 2000 jaar gelede nie. Hy is nie eers sy naam gewees toe hulle die eerste Septuagint geskep het nie. Nou maak almal op die Septuagint die wonderlikste dinge wat gebeur het. Dis 'n Hebreëse skrif, nee, dis 'n Griekse skrif wat juis uitvertaal was uit die oorspronklike Hebreëus, waar die name van Jaffa en Jafashua in die Ruach HaKodesh wegvertaal is. Waar Vader Almagtig, wat sy naam Jaffa was, verander is na Theos, Theos, wat in Grieks beteken God, die songod, songod, Ra, songod, Zeus, songod, Isis, songod, Jesus. Hoe maklik is dit? So wat maak hulle? Hulle verander die Vader se naam na die Griekse woord Theos. Dan in die 6de eeu verander hulle dit van die Grieks af na die Latyn. Dis wanneer die tweede Septuagint geskep word, die LXX. Dan verander hulle dit van daar af na Theos, Kyrios, van Theos, Grieks, Kyrios, Latyns. En dan in die 13de eeu, dan word Kyrios Lord in Engels, als hoofletters, L-O-R-D. Gaan doen jou eie navorsing op die internet, moet nie my glo nie. En dan het dit geword Here en God vir ons in die protestante Bybel. Na die 1611 King James Bybel geskep is, Nederlandse Statenbybel, Duitse Lutherse Bybel, dan kom hulle met die woorde van God en Here en Christus, en verstaan jy hoe die Satan gewerk al die tyd? En dis waarom jy die donker eeue gehad het, van 34 na Jafashua, tot 1530 na Jafashua, die donker eeue, wat die Rooms-Katholieke Kerk, wat the mother of all churches is, haar eie kleintjies doodgemaak het, want hy sê, hulle het die Christene doodgemaak, hulle het die mense gevang met 'n slapperriem, een aand maak Jaffa my wakker, of ek skrik wakker een nag, en onmiddellik sê die Ruach, praat Jaffa deur die Ruach, en hy sê vir my, daar was nooit Christene doodgemaak, in die donker eeu nie,
Want ons was gekondisioneer in ons geslag en kom ek sê meer as die laaste 300 jaar. Was die protestantisme gekondisioneer dat Jesus se navolgelinge 2000 jaar gelede was Christene. Omdat die 33 en die 53 Bybele sê, nee, dit is so vertaal. Omdat die 1611 dit so vertaal. Ek het laasweek gesê dat die woord Christen is by die Council of Nicene geskep tussen 325 327. Meer as 300 jaar na Yahshua. Die apostels en disciples was nooit geken as Christene nie. Hulle was geken as Jahwiste. Hulle was nie geken as Christene nie. En die woord Christus en Jesus Christus, dit het nie bestaan nie. Hulle was genoem Jahwiste. So wie het die katholieke kerk vervolg? Hy het die Jahwiste vervolg. Want die woord Jahwis beteken navolger van Yahshua. Jahwiste. Navolgers. So wie die katholieke kerk doodgemaak? Die navolgers van Yahshua. Wie het die manuskripte beskerm en opgepas? Die Jahwiste. Wat het die katholieke kerk gedoen? Hulle het hulle doodgemaak. Uitgewis. Dis hoekom Aaron Botha eendag gevra het, toe ek met hom op TikTok in gesprek was. Toe sê hy, sê vir my, watte manuskrip is daar? Daar's nie een manuskrip nie. Want jou voorvaders, die katholieke, het hulle almal uitgewis, dat daar nie een is. Daar is. As jy in die solders van die Vatikaan kan ingaan, in hulle biblioteek en goed in, van 2000 jaar gelede, gaan jy manuskripte daar kry. Maar hulle is uitgewis. Hulle is in die Vatikaan. Hulle is in die stoorkamers, in die biblioteke daar, waar ek en jy nie kan ingaan nie. En dis hoe dit is. En dieselfde met die moslims. Ek meen, toe Mohammed, 570, nadat die katholieke kerk die islam geloof gestig het, daar was nooit die islam geloof nie, want sy 5de vrou was 'n rooms-katholieke meisie, wat hom na die Vatikaan toe gevat vir Mohammed. En na 2 jaar kom hy nou uit die grot uit, hy was nooit in 'n grot nie. Ja, dit seker die Vatikaan is 'n grot, is die Satan se woonplek, is seker maar 'n grot. Dan kom hy uit die grot uit, met die Koran. En dan het jy Ammar, 100 jaar na Mohammed, hy is lankal dood. Dan maak hy skryf sy eie Koran, Ammar. Die moslims weier om dit te glo, maar daar is tog wat van hulle wat sê dit is so. Want daar's 5 verskillende faksies van Islam en die moslims. Ek gaan eendag 'n bietjie 'n reeks doen oor dit. En wat gebeur? Hulle maak almal dood. Ammar se mense maak die Islamiete, maak die ander Islamiete dood. Wat die eerste Koran van Mohammed wou lees. Hulle wis dit uit. Hulle het dit verbrand. Hulle het presies dieselfde as wat die katholieke gedoen het met die oorspronklike dokumentasie en die manuskripte oor Jahwe en Yahshua se name. Maar weet jy wat? Jahwe het 'n liglyntjie laat loop al die jare deur die donker eeue om te voorsien dat ons by die bo-natuurlike geopenbaarde, die antieke Hebreëse name weer kon uitkom in hierdie moderne eeu, voor die wederkoms van Yahshua. Halleluja. So bly vir mense wat bereid was om hulle lewens te gee, sodat die waarheid kon voortvloei. Kom ons gaan terug. So wat gebeur in die tyd van Yahshua? Die katholieke kerk het nie bestaan in die tyd van Yahshua. Het jy dit geweet? Glad nie. Die Romeinse regering het bestaan. En die Romeins al 300 jaar voor Yahshua. En hulle het die aarde beheer. Dit was 'n verskriklike wrede regering. Hulle het mense sommer net doodgemaak vir die grap. Die Jode moes op die grond val en as die keiser verbykom, moes op die grond val en sy voete soen as hy verbykom. En dis hoekom die paus vandag nog, hy is die keiser, nog steeds die hand moet hou en almal soen sy hand, sy ringhand. Hulle soen nie meer sy voete nie, hulle soen sy ringhand. Wat beteken jy onderwerp jouself aan sy gesag. Kom ons gaan terug. In die tyd van Yahshua is daar nie 'n Romeins-Katholieke kerk nie.
Jafashua sterf vaar op in die hemel, die evangelie van Jafashua versprei oor die hele aarde. Onthou die Romeinse ryk het die aarde beheer. Nou is hier 'n sekte, hulle noem dit 'n sekte. Ek hoor die ouens praat van 'n sekte hier en 'n sekte daar. En niemand kan vir my sê wat is 'n sekte nie. Is 'n groepie mense wat afvallig geword en so. Regtig? Mense wat in die waarheid wandel, skielik is 'n groepie wat afvallig geword het. Nee, daar was in die tyd van Jafashua was daar nie 'n ander groepie se geloof wat aangehang kan word gewees nie. Behalwe die Fariseërs en Sadduseërs, skrifgeleerdes, Sanhedrin, die Raad van 70. So maklik soos dit. So op die einde van die dag versprei hierdie bo-natuurlike evangelie in die name van Jafashua. Jaffa, ons Elohim, die Vader, en die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, oor die aarde. Dit gaan soos reismure, so. Jy kan sien in ons eie Bybel, so Paulus hulle gemeentes gestig het oralste waar hulle gekom het. In watter name? Die naam Jesus, spookstorie, hy het nie bestaan nie. In die naam Isis, spookstorie, want daar was nog nie 'n Rooms-Katolieke kerk gewees nie. So die naam Isis kon nog nie bestaan het nie. So nou wil ek hê julle ouens wat sê dat sy naam was Isis gewees. Die engel het vir Josef gesê, jy moet hom Isis noem. Kan nie wees nie. Want vir 34 van die tyd van Jafashua, so met ander woorde 36 jaar na Jafashua se geboorte, was daar nie so 'n naam soos Isis nie. Dit was die songod wat die Romeine aanbid het, was Isis. Ra, Zeus, Isis. En dan in 34 na Jafashua, dan stig die Rooms-Katolieke regering, al kom ek om terug, die Romeinse ryk, word so bedreig deur hierdie klompie disippels wat die evangelie versprei het oor die aarde. Weet jy hoekom? Want Jafashua het nooit vir sy disippels gesê om te gaan kerke bou nie. Hy sê, preek in die huise, dra die waarheid in die huise uit. En dis hoekom selgroepe so belangrik is. Bybelstudies, soos wat ons is. Hoe dink jy bars ons uit ons nate uit oor die aarde? Veral in Afrikaans. Engels doen nie sleg nie. Want die Engels is heeltemal op hulle eie. Nie sleg nie. Honderde, duisende, miljoene mense. In 15 jaar se tyd. Is dit 'n mens? Nee. Dis wanneer Jaffa beweeg, die Vader. Dis wanneer sy hand in 'n saak is. En waar daar nie godsdienstige teologie en leringe en goed is wat jou vasmaak nie. Alles is Bybels. En as ek verkeerd is, bewys my met die Bybel verkeerd. Weer 'n keer sê ek, dit wat ek vir hierso sê, weer lê my met die feite. Bybelse feite. So wat gebeur? Hierdie evangelie bars oor die aarde in die naam van Jafashua. Soveel so dat dit 'n bedreiging word vir die Romeinse regering. En dan besef hulle al manier wat hulle dit kan probeer kontroleer, skep 'n groot kerk met geweldige auditoriums, met geweldige kathedrale, wat die mense, die gewone mense sal, ek wil die Engelse woord gebruik, impress. Want die mense is maar ingestel op te sê, joh, ek kan bid by daai kerk, en ek is by daai kerk, en ek is by, en daai een vat 8000 mense, en daai vat, regtig, dis nooit wat Jafashua gesê het, hy sê gaan van huis tot huis, en breek brood, hy het nie wel 'n breinbrood gegee nie, die brood van die ewige lewe. Wat doen ek en u? Ons breek elke keer brood, wanneer ek hier kom sit in die ateljee om met u te deel, het sy wat se reeks boodskappe ek doen. So ons breek die brood van die lewe. Hoe groei u? Deurdat u die brood breek. U saai dit, u saai dit, u saai dit. En dis wat Jafashua se disippels gedoen het. En dis hoe die woord infiltreer deur die wêreld. Ons het natuurlik een voordeel wat die disippels nie gehad het nie. Ons is Instagram, Telegram, Dropbox, Facebook, YouTube. Jy noem dit. Daar is nie 'n internetplatform wat ons nie op die oomblik gebruik nie.
En ons loof Jaffa vir ons internet ingenieurs wat ons help met hierdie bediening sodat die evangelie kan gaan waar hy gaan, in die Rusland, in die Arabiese state. Want daar's Afrikaanse mense oralste, daar's Engelse mense oralste. En jy kan nie glo hoe groei die Engelse boodskappe op die oomblik nie. So wat gebeur? Die Romeinse ryk besef die enigste teevoeter vir hierdie verskriklike herlewing is om 'n kerk te begin. Wat groter en mooier en alles gaan wees. Ek wil sê in Afrikaans, bells en whistles. Al die klokkies en al die songodtekens en al die, ek sê altyd Ogino, hulle loop met die lampie met die rook wat uitkom, en hulle wag vir Ogino om uit te kom, en hy swaai heen en weer, en dan loop hulle met die sonteken, en die paus loop met sy mitra, en die mooiste klere, en die gewaad, en die koore wat sing, en die kindertjies, die seentjies wat hulle molesteer, die sing in die kore, en moet jy my sê, ek weet nie waarvan ek praat nie, daar's elke 10 jaar groot sake, hofsake, reg deur die wêreld, en waar jong oukies wat kinders was, wat mans geword het, die Rooms-Katolieke Kerk, dagvaar, omdat die priesters en die ouens hulle homoseksueel gemolesteer het toe hulle klein was. En dan betaal hulle verskriklike bedrag geld uit aan die ouens net om stil te bly. Maar die waarheid kom uit, die internet is daar, jy kan nie goed wegsteek meer vandag nie. Social media is daar, jy kan dit nie wegsteek nie. So wat gebeur? 34 na Jaffa stig hulle hierdie verskriklike godsdienstsysteem. Roman Catholic Church in Engels. Roman beteken Romeinse kerk, Roman. Dit beteken dis die Romeinse ryk. Hy funksioneer uit die Romeinse ryk. Catholic beteken united. Church beteken universal. And that's why today she calls herself the mother of all churches universally. Sy is niks van my nie. Sy is 'n moordenares. Die woord sê, nie ek wat dit sê nie. Die Bybel sê in Openbaring 17 vers 1, sy is geklee, sy sit op die waters en sy regeer oor die waters. Openbaring 17:15. Mense, volkere, nasies en tale, julle weet dit alreeds. En sy sit in Openbaring 17 met 'n goue beker vol van die bloed van die diensknegte en die kinders van Jaffa wat sy doodgemaak het. Die apostels en die priesters en nie die Christene nie. Sy het nie een Christen doodgemaak nie. Want hulle is Christene. Hulle, op daarna toe die kerk gestig is, dis waar die donker eeue begin het. Daar was massiewe vervolging gewees van 34 na Jaffa. Arees, Jesus Christus. Was daar reeds vervolging waar mense doodgemaak is. Gaan kyk na die apostels, hoe is hulle doodgemaak. Petrus is onderste bo gekruisig. Maar hy het gesê, moet my dit nie kruisig soos julle my meester gekruisig nie. Hy het hom onderste bo gekruisig, soos hy dood. Javiste is op brandstapels aan die brand gesteek. Van 34 na Jaffa. Hoekom? Want daai Romeinse godsdienst wat geskep is, die Roomse Katolieke Kerk, wat so super holy lyk, vandag, wie 150 miljoen Javiste en Hebreërs doodgemaak het. Want selfs die Hebreërs, die Jode, hulle was nie Jode, hulle was Hebreërs, wie vasgehou het aan die woord van Jaffa, die ou oorlewering van die 613 wette van Vader Abraham, die beloftes, die besnydenis, Moses, die wette. Hulle is doodgemaak ook deur die Katolieke. So wat maak hulle? Nie een Christen is doodgemaak het. Dis almal Javiste en Hebreërs, die wat vasgehou het aan die Torah name. En dan wat gebeur? Die slag waarmee hierdie Rooms-Katolieke Kerk die aarde slaan, is soos 'n tsunami. En skielik het jy die donker eeue. Donker eeue is uit die geskiedenis basies uitgeskryf.
Ons kinders het ons nog gepraat van die donker eeue. My pa se tyd het hulle geleer van die donker eeue. Die Drie Susters kerke het 100 jaar terug gepreek oor die donker eeue, want hulle teen die Katolieke gepreek daai tyd, voordat hulle boeties en sissies se hande gevat het. Verstaan nie waarvan ek praat? So die donker eeue word uit die geskiedenis uitgeskryf. Maar jy kan dit nie wegskryf nie. Weet jy hoekom nie? Want dit is met mense bloed, dit is nie met ink geskryf nie, dit is met mense bloed geskryf. En nou begin die groot vervolging. So die bruid van Jafashua, 2000 jaar gelede, groei elke dag. Want die woord sê, Paulus skryf, hy sê, Jafashua sê, en hy dag vir dag by die gemeente gevoeg, hulle wie gered is. En daarom is dit vir my nie vreemd, dat mense dag vir dag by hierdie Bybelstudiegroep gevoeg word nie, by hierdie bo-natuurlike geopenbaarde name nie, dat ons praat van miljoene mense op die oomblik, nie duisende nie. Ek kan vir jou ons verslag gee, wat van YouTube afkom, dan kan jy jou eie sommetjies maak. Op die einde van die dag, kom ek net sê, daai verslag is groter as enige ander Pinksterkerk of karismatiese kerk op hierdie aarde. Dis 'n golf wat mense wil by die waarheid weet. Mense wil die waarheid. Ons lewe in die tyd van die groot leuen. En mense het moeg geraak vir kerkstorietjies. Want die goed is weggesteek. En dis hoekom ons vandag hoor van Yahushua en Yahuwah en die ouens wil nie meer die naam Jesus gebruik nie. Want dit is so goed, ek sit my vinger daar en ek slaat hom met 'n hamer. Elke keer wat ek sê Jesus. Jy moet net vir die ou sê, nou waar kry jy die naam Jesus? Verduidelik my. O, dit is in die Bybel. Jy weet, dit is ons wat die ouens sou sê. Nou die dag praat hulle en hulle sê, maar kan die prof nie lees wat in die 33 Bybel staan nie? Wat staan in die 33 Bybel? Jesus of Jafashua? Nee, dit staan Jesus daar. Want dit is jou voorvaders wat dit daar geskryf het. Kan die prof nie lees wat staan in die 1611 King James Bybel nie? Wat staan daar? Daar staan Jesus, daar staan nie Jafashua nie. Hoekom? Dit is jou voorvaders wat daar geskryf het. King James was 'n Katoliek gewees, man. Kom ons gaan verder. Sê vir my, wat staan in die Restoration of the Original Sacred Name Bible? Staan daar Jesus? Daar staan Jaffa vir die Vader, Jafashua vir die Seun, die Ruach HaKodesh vir die Heilige Gees, Elohim vir God, Hashim vir God. Net nie Adonai nie. Adonai beteken son God. Moenie dat hulle jou vang met daai een nie. Weet ek gesê, soos ek gesê het, nee, Hebreëse voendie nie, maar ek weet genoeg. Ons is nie stupid nie. Ons leer. So wat sien ons? Ons sien die trant in hierdie 21ste eeu, waar mense se oogies oopgaan. Deurdat, ek meen, intelligente mense, dokters, prokureurs, advokate, daai mense wat kan 'n ding uitredeneer, spesialiste. En weet jy wat, ambagsmanne, gewone mense, ouens wat by die munisipaliteit werk, ander ouens wat 'n koerier ry. Ek probeer vir iets sê. Dit gaan nie net oor die geletterdes met grade nie. Dit gaan oor die gewone mense in die kerke wat sê, maar wag 'n bietjie pastoor, kom sê vir my wat staan hierso. En dis hoe ek altyd vir die mense die inligting gee. En ek sê, gaan vra jou pastoor, waar staan dit? Sê hy moet vir jou wys. Kom ek noem gou net ietsie op vandag. Ons glo Paasnaweek kom nou weer aan, né? April, Mei. Easter weekend. Paasnaweek. Die kruisiging en die opstanding van Jesus, soos julle hom noem. Goeie Vrydag tot Sondagoggend.
sê hulle moet vir jou dit wys. Hoe kan dit gebeur? Gaan vra jou pastoor, hy moet jou wys. Goeie Vrydag. Die Bybel sê hy was 3 dae en 3 nagte in die graf gewees. Hy moet vir jou wys van son onder Goeie Vrydag tot Sondag. Hoe kry hy 3 dae en 3 nagte? Hulle kan dit nie kry nie. Gaan vra jou pastoor. Dan sê die pastoor, ek het nie nou tyd vir dit nie. Waar hoor jy dit? Ek hoor dit by Prof Hannes. Moet wegbly van daai af. Hy weet nie regtig nie. Hy's besig om die mense uit die kerke uit te. Hy's 'n groot probleem. Hy jaag die ouens uit die kerk uit. Ek doen niks nie. Weet jy wat pastoor, jou mense is nie meer stupid vandag nie. Die mense kan lees en hulle kan verstaan, hulle kan hoor en hulle vra. En mense wat my vra, ek antwoord hulle vra soos in onmiddellik. Vra die ouens wat my vra. 99% van die tyd antwoord ek julle vra soos in sekondes, want ek die goed hierso, ek het nie nodig om boeke toe te hardloop om dit te gaan uithaal nie. So wat gebeur? Ons lewe in die tyd van die groot leuen. Hierdie Rooms-Katolieke kerk versprei die aarde. En wat maak hulle? Hulle plaas mense onder die mag van die Satan. As ek met u moet sit en gesels oor wat gebeur het rondom die kinderdoop, net om te begin mee. Nie een keer in die tyd van Jafashua was daar ook 'n kind gedoop nie. Maar die Katolieke kerk, toe hy gestig word, 34 na Jafashua, onmiddellik bring hulle kinderdoop in. Ek wil hê u moet weet, dit was nie 'n godsdienstige instansie wat hom geskep het nie, die Rooms-Katolieke kerk nie. Dit was 'n bloeddorstige Romeinse ryk wat vir homself voorspraak gemaak het om sy bestaansreg te behou, omdat hierdie Jafashua sekte vir hulle 'n massiewe probleem geword het. En tot vandag nog steeds is. So wat gebeur? Alles wat Jafashua sy disippels kom leer het, Jesus, Jafashua, né? Ag, ek hoef nie eens meer te sê Jesus nie, jy weet nou lankal wie is Jafashua. Wanneer Jafashua die woord preek, en hy sê, bekeer jou, en laat jou doop. Markus 16 vers 16, dink aan die skrif. Hy wat glo en hom laat onderdompel, doop, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Kan ek iets verduidelik? Alles wat Jafashua geleer het, kom die Rooms-Katolieke kerk en hy bring 'n teevoeter in plek van. Die Engelse woord sê it is substituting. Met ander woorde, hulle vervang. Vervangingsteologie. Vervangingsteologie vandag is een van die grootste probleme in die godsdienstwêreld van die protestante. Want daar is soveel vervanging, dat mense vandag vir die boeddhiste en die moslims en die hindoes sê, my good brother. Ons is almal deel van dieselfde Godse koninkryk. Jammer. Sataniste, ateïste, pantheïste. Almal is deel van dieselfde koninkryk. Jy is nie deel van dieselfde koninkryk nie. Jafashua sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Jafashua sê vir sy disippels, bekeer jou en laat jou doop. Bekeer jou. Markus 16 vers 16, wat sê, hy wat glo en hom laat doop. Kan 'n kind glo? Kind kan nie glo nie. 'n Babietjie kan nie glo nie. 'n Kind kan nie glo nie. Maar hulle doop kinders. Hoekom? Want dit was deel van die Semiramis en Nimrod doop, die Egiptiese doop van kindertjies. Dis eintlik die offerhandes van kindertjies aan die songod, waar water 'n rol gespeel het. Kry my boek, Vasgevang in die Anti-Christus-sisteem. Maar ek wil vir jou sê, ek kry sommer 'n hele kartondoos, amper sê ek boks, seatbelts, safety belts, veiligheidsgordels, want jy gaan net jou stoel uitval 'n paar keer, waar ek vir jou wys, tot sover as in hierdie eeu, was kindertjies nog lewendig geoffer
aan Songod in Nimrod deur die Rooms-Katolieke Kerk. En sy noem haarself the mother of all churches. Weet jy wat? Ek is so bly ons lewe vandag in die tyd van die geopenbaarde woord. En my gebed is dat hierdie woord iewerster in iemand se hart, se sielsdimensie moet inval. Want 'n woord kan nie in my hart val nie, my sielsdimensie, van hier tot daar, is my sielsdimensie. En dat hierdie saad wortel skiet. As jy enige vrae het oor die boodskap, kan jy my kontak 0722 367 124 of stuur my net 'n WhatsApp stemboodskap, dan antwoord ek hier. Nou die tyd het ons gevang. As Jaffa wil, volgende week gaan ons net aan. Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.